Halleluja. Vader, in U groot en heilige naam, kom ons nederig voor U aangesig in hierdie middaguur. Heer, om al die eer, die lof, die prys, as ook aanbidding in U toe te swaai. Here, vanmiddag is my gebed, Here, dat alles wat hier opgedra sal word, tot eer van U sal wees, Here, en dat elke woord wat sal uitgaan, Here, soos saad sal wees, wat op vrugbare grond sal val. Ek bid, Here, dat die woord wat sal uitgaan, nie ledig sal terugkeer, my hemelse Vader. Here, ek vra ook in die naam van Jesus Christus. In Jesus naam. Here, elke gees wat nie Ja, Here. afkomstig is van U, Here, wil U dit verbreek in die Jesus naam naam. van U, Here. Dankie, Here, vir elke item wat sal opgelewer word. Bid ook, Here, seën die pianis, seën die voorsanger, seën diegene wat sal opkom, Here, Ja, Here. om 'n getuie te kan aflewer. Jesus. Seën ook die woord, Here. En my gebed is vandag, Here, dat die woord, Here, dat ons as mens ons oop toeganklik en ontvanklik vir U woord sal maak, Here. Ja, Here. Here, ek bid vanmiddag in my smeking is, Here, Jesus. dat daar verandering in ons mens In die naam van Jesus. Here, sodat dat, Here, die vraag wat vra, waarmee sal ek julle besig van, Here? Jesus. Dat ons op soos ek David aan oud kan sê, een ding soek ek van Ja, U, Here. net die een ding, Jesus. en dit is om ten alle tye in U teenwoordigheid te kan Ja. wees. Bid, Here, seën die verrigtinge, Here. In Jesus naam. Kanselleer elke gees Verbreek dit. van onwragte, Jesus. elke gees van Ja, wanhoop. Here, verbreek dit. In die naam Bid van U die Jesus. middagure, Here. Verbreek elke mag, Here, wat probeer om U werk in die wiele te ry. My gebed is, Here, seën elke een, Here, wat vanmiddag sy oor oopmaak om die woord te kan aankom. In Jesus naam. Amen. Kom ons gaan hier so gepraat. Halleluja. Kom ons gaan hier so gepraat. Halleluja. Kom ons gaan hier in hoofd. Halleluja. Kom ons gaan hier in hoofd. Jesus. As keer aan die rots. As geen plek vir my. As keer aan die rots. As geen plek vir my. You're my side. You're my side. You're my side. I live in Sunday. That's a scare and the rich. That's a get for me. A scare and the rich. A scare get for me. You're my side. You're my side. You're my side. I live in Sunday. That's a scare and the rich. That's You're
Halleluja. Amen. Jeg kan dø. Als je lang is, dan knippert u. Halleluja. Maria, stel die orde, ja. Jesus. En als hij woorden, dan kan het u. Halleluja. Amen. Kom eens gewoon brengen ze niet. Dan kan hij eerst er zomaar vanaf komen voor mij. Hij is nog die jaar dat Jesus die wonderlijke Isa en schreeuwen met die amen en schreeuwen zijn naam en schreeuwen
Nou seëngroete is gemaak aan een en elk in daardie onfeilbare naam van ons Here en Meester. Ek wil net hê ons moet hom gou 'n laaste prys gee. Ons kan hom prys, ons kan Halleluja! Ons kan hom prys dat hy die Here is. Halleluja! Ons kan hom prys omdat hy ons Halleluja! Nou ek wil vandag en hastig gou praat oor die twee vriende wat die Here gehad het. Hierdie ding gebeur so Apostel Angelo, dat hy sê vir Petrus, as jy jou bekeer, nee, gaan uit en gaan bemoedig die volk. Hierdie ding kom so dat, namelijk, slap die man sy naam uit die kop. Heilige plek. Ons prys U. Lazarus sterwe. En die Here is 3 dae laat. Die Bybel sê is 4 days late, but is still on time. Hierdie ding kom so, die Here kom en hy is buitekant die stad. Kom ek sê so, hy is binne in 7. Al wat jy moet doen, is net kom. Hy ontmoet Lazarus se susters buitekant die stad. Hy gaan stuur een van sy disippels en sê, gaan roep vir Maria. Gaan roep toch net vir Martha. Jesus, Martha was altyd besig. Sy het nooit Martha gesien, rustig wees, soos Maria nie. Hy sê, gaan roep haar, en sê vir haar, dat die Here roep. Vanmiddag as hy in Seaview, hy het die hele week het hy geroep. Hy is nog steeds besig om te roep. Jy moet net die boldness van en uitstaan. Hy roep en hy sê, ek wil op die stad ontmoet. Jy is
te veel gemakkelijk in jou comfort. Jou comfort zone is die plek waar jy jouself bevind. Jou comfort zone is waar jy gemak is. Jy weet die mense files, die mense ken my story, so ek gaan maar in Seaview gaan ek bly. Maar die Here wil jy nie in Seaview hê nie. Hy soek jou buitekant jou omstandighede. Ja, Here. Hy soek jou buitekant die stad waar jy gewoond is om jou comfort zone te maak. Jesus. Vanmiddag sê die Here lank genoeg. Ja, Here. Was jy in jou comfort zone. Halleluja. Vanmiddag is die Here in Seaview en hy sê jou comfort zone is nie meer langer wat jy moet sit. Ek is net hier vir iemand te sê, remove yourself from your comfort zone. Dan gaan die Here vir jou meer deure vir jou oopmaak. Hy gaan vir jou deure oopmaak, Leviet, wat jy self gesê het, Seaview kan nie voorsien. Jesus. Wat jy self gesê het, jou familie gaan dit nie kan voorsien. Jou comfort zone is die gevaarlikste plek om jouself in te vind, veral as jy 'n jong mens is. Comfort zone bring selfmoord. Comfort zone bring depressie. Comfort zone bring 'n stuk waar jy jouself wil neergooi. But remove yourself from your comfort zone and many things will be opened up to you. Your comfort zone is not the place where God needs you to be. But the comfort zone that you must be is in His presence. Hallelujah. Ons wil te praise Jesus. As ek nog iemand. Hallelujah. Jesus. Goeiemiddag almal wat die stem kan hoor. Groet in die mooi, wonderlike en soete naam, naamlik Jesus Christus. Nou, ek wil iemand bemoedig vanmiddag uit die woord van die Here wat sê, kom soos jy is. Nou apostel, as er baie mense na die Here toe kom, glo my, as baie mense wat wil na die Here toe kom. Maar die kerk hou die mense weg, hulle verstoot die mense met perks en demands en voorwaardes wat hulle aan die mense stel, wat nog vasgevang is in hierdie sondige wêreld. En ek wil hê iemand wat vanmiddag nog vasgevang is, moet mooi luister, want dit wat ek vir jou gee, is 'n boodskap van hoop, is 'n boodskap van die Here het nog 'n ruimte vir u. Nou ek weet nie wat se kleed het die wêreld jou aangetrek nie. Want die wêreld trek ons verskillende klede aan. Maar ek weet van 'n man wat aan die pad lê en die Here maak hom gesond en hy sê, trek vir hom nuwe klede aan. Kyk uit die jas en trek vir hom nuwe klede aan. Nou iemand het vir jou 'n benaming gegee van jy's 'n tikkoop, jy's 'n dronkaard, jy's 'n hoereerder, jy weet nie wat nie. Want dit is die wêreld wat sê, ons is hier om die woord van die Here te bring vir hulle wat nog vasgevang is. Maar ons vergeet, ons het ook genade gehad. En ons trek die mense kledingstukke aan, wat dit nie hoef te wees nie. Kom soos jy is. 9 jaar terug bekeer ek my. Maar ek is vasgevang in 'n sigaret wat ek nie kan een kant toe stoot nie.
gaan nou vir julle iets sê. Daar loop my evangeliskind wat kan getuig. Ons kom by bedienings waar mense my kritiseer, waar hulle my aftakel om nie die steen te kan neem nie. Maar pas vandag, deur my vasberadenheid, deur my uithou vermoë, deur dat ek het nie gekom om mens tevrede te stel nie, maar ek het gekom omdat die Here vir my gesê het, kom soos jy is, want hy sal die res doen. Ek wat vir jou sê, los eers jou dik, los eers jou drank, los eers jou dit, los eers jou dat, laat ek my liggaam voor jou kom ontbloot, en vir jou wys, of daar wonde in my hande is, of daar wonde in my voete is, en of daar wonde in my sye is. Ek het my nie opgeoffer aan die kruis, om vir jou voorwaardes te kan stel, om genade te kan ontvang van die Here. My bemoediging is, staan op, maak haas, dat jy by jou Here kom, met die lolly in die sak, met die daggepyp in die hand, met die bierglas in die hand, kom na die Here toe, en gee alles vir hom. Hy, net hy alleenlik, is in staat, om verandering in jou lewe te bring. So ek wil die aanmoedig vandag, moenie dat mense jou weerhou, om 'n verhouding met die Here aan te knoop nie. Moenie dat jou gebruike 'n kloof tussen jy en jou saligmaker vorm nie. Want jy gaan sit en wag vir die dag wanneer hy op die wolke sal verskyn. Maar laat ek vir jou nou sê, dit gaan te laat wees. Dit gaan definitief te laat wees. Daar sal nie meer 'n klop en ek sal oopmaak wees nie. Daar sal nie meer 'n geroep wees en daar sal geantwoord word nie. Jy kan nou nog roep. Roep hom hard aan terwyl jy kan. Ongeag wat jou probleem is. Gee jou probleem vir die Here. Nie vir my nie. Pieter Nelson het nie 'n hemel vir jou nie. En sal ook nog nooit vir jou 'n hemel hê nie. Maar ek hoop jou begeerte is om eendag net in die hemel op te eindig. Laat jou begeerte wees om die nuwe Jerusalem in te gaan. Want as jy in die hemel wil gaan eindig, gaan jy vergaan, net soos hierdie aarde sal vergaan eendag. En die Here sien. Prys die naam van die Here Jesus. Halleluja. Wie maak die reed? Wie maak die dood? Wie maak die Here beset het skyn? Luister na my, dan sê jy vir my, there's Jesus, there's Jesus. Halleluja. Sê net so eenmaal, wie maak die reed? Wie maak die Jesus? En wie maak die dood? O Here! Wie maak die heerlike sonskyn? O Here! Luister na my. Wat sê vir jou? Sê vir jou. Dis Jesus! Wat bring die Jesus? Dis Jesus. Halleluja, prys die naam van die Here. Op my weer begroet ek die kabinet van die Here. Die gesag is begroet. Elke kind is begroet. Elke een wat bestemd kan hoor, is begroet. En hy mooi naam van koning Jesus. Halleluja. Psalm sê het so mooi. Wat is die mens? Wat die Here aan ons dink. Die mens dat kind wat God hom besoek. O Here, baie dankie. 2012, dat ek besoek deur die Here. Maar die Here is die Here. Ek beland in die kant van Jericho my. Baie bekende plek as die Santa, soos hulle sê. Beland ek daar. Ek weet nie, ek rook nie, maar ek vat 'n lekker stywe dop. Maar die Here verlos.
Hy red nog, hy sal altyd dieselfde. Ek wil vir iemand net bemoedig, iemand wat aan sy miskien siek, wat miskien hoop verloor het. Ek wil net vir hom sê, die Here red nog altyd. Die Here klop aan my hart se deur, 2012. O Here, soos julle weet, hoor julle net van TB. Gewoonlik net TB, apostel. Maar ek vang my vas aan MDR TB. Baie gevaarlik. Jy kan by suster vra. Sy het gewerk met die patiënte. Baie gevaarlik is TB. MDR TB. Vir 2 jaar moet jy die medikasie met die dood. Vir 2 jaar. Ek sê, Here, waar is ek vandag in? Daar is eindelijk niks, die apostel. 6 maanden aanspuitings. Die bloedbad loop. Hy maak sy bloedklont. Zodra hy daar indruk, dan kom die bloed. En ek kan nie verstaan, die Here, hoekom maak ek 19,5 pille elke oggend. Maar die Here is getrou. Ek verloor moed. Ek sê, Here, kom haal my maar. Maar ek het nie geweet die Here het 'n plan van my lewe nie. So die mense my ken in die skien hikkelaar. Kom op blauwer, is lekker drink. Kan ons daar. Maar vandag kan ek sê, so 10 jaar terug. Die Here is die Here. Hy verlos. En hy red nog altyd. Hy maak my hier kom 13 jaar. As ek genees. Baie dankie vir die Here, want al die lof, al die eer, kom met ons Here toe. In die Here seën. Kom ons gee die Here so 'n prys. Kom ons kry bring so 'n eer van die Here. Die Here preek en gehoor. What a wonder you are. So pure and so kind. You shine like a bright morning star. Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder. So gentle, oh yes, so pure.
jy staan, sluit die oë. Almagtig en dierbare God, groot is U. Vader, ons kom vanmiddag na U toe om U al die loof, al die prys, al die eer, al die aanbidding kom U alleenlik toe. Here, ons sê vir U baie dankie, Vader, vir alles wat al reeds uitgegaan het. Here, hier is U woord. Vader, U woord is die hoogste gesag. Vader, ons bid vandag, Here, dat die woord wat nie uit my uit sal kom, Here, maar wat U deur my sal spreek, my God. Here, op elke oor sal hoor, my God. Op elke hart sal val, my koning. Here, en elke hart sal roer om ag te slaan en in te neem wat U woord wil sê vandag. Vader, ek bid dat U woord sal seën, salf my tong, salf my lippe, my God. Here, reinig my gedagtes, my koning, want ons kom nie om te oordeel soos U nie gekom het om te oordeel nie. Baie dankie, Jesus, vir U woord. Vader, ons bid so ook elke mag, elke plan van die vyand, elke gees, elke toormag, elke heksmag, elke wapen, Here, elke stryk, Here. Here, ons kom teen dit in die naam van Jesus Christus. Here, ons verbreek elke bond, Here, wat nie van U afkom nie. Here, ons bid, Here, dat U bloedlaag oor hierdie plek sal stroom. In Jesus magtige naam. Met baie danksegging. Amen. Halleluja. Familie is begroet in 'n mooi naam van ons koning Jesus Christus. Apostel, pastoor, leraar, evangelis, profeet, broer, suster, mama, papa, elke kindjie, julle is begroet in 'n mooi soete naam van ons koning Jesus Christus. Dit is net die naam Jesus wat red, wat verlos, wat genees, wat bevry. My naam kan julle nie bevry nie. My naam kan julle nie red nie. My naam kan julle nie verlos nie. Dit is net Jesus se naam wat ons kan verlos. Desember maand die buitekant. Maar daar is 'n ding wat ek vir die volk wil sê. Die dinge wat ons doen sal veroorsaak waar ons opeindig. Jou beloning word gegee vir die werk wat jy doen. Goeie werk, goeie beloning. Bose werk, bose beloning. Die woord is opgeteken uit Openbaring 20 vanaf vers 11 met die opskrif die laaste oordeel. Die oordeel kom nie my toe nie. Die oordeel kom nie julle toe nie. Nie jou ma of jou pa kan vir jou oordeel soos hierdie woord ons sal oordeel nie. En die woord lees. En ek het op 'n groot wit troon gesien. En hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke, my boek, jou boek, ons almal se boeke,
is geopen. Die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van die vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, as hy in die poel van die vuur gewerp. Prys die Here vir sy wonderlike woord. Die gekom om mense te oordeel, die familie. Ek het net gekom om te sê wat gaan met ons gebeur as ons nie beginne luister na wat vir ons gesê is nie. As ons dit gaan aanhou doen wat julle dink is reg om te doen en hoe ons dit moet doen. Ons doen dinge, dan dink ons dis reg, mama. Ons doen dinge, dan dink ons dis hoe dit moet gedoen word, papa. Ons speel met mense se lewens. Ons speel met ons eie lewens. Dan dink ons dit is hoe dit moet gebeur. Ek gaan 'n voorbeeld maak. Hierdie kinders wat so hier so sit, sien alles wat ma en pa doen. Nou as ma in die huis in sit, en ma sê gou vir die kind, gaan gou winkel toe, gaan koop gou vir my eentjie. Maar ma weet dis koud die buitekant. Man, trek gou jou gown aan die winkel, is net hier om die draai. Nou saai ons 'n saad in hierdie kind se lewe. My ma loop met 'n gown winkel toe, so ek gaan ook maar met 'n gown winkel toe loop. My ma stuur die kinders winkel toe vir sigarette, so ek gaan ook maar skelm begin skuif trek. My ma stuur my drankwinkel toe om bottels te gaan ingee, so ek gaan ook maar skelm begin drink. Die toppies word opgetel in die strate, trek 'n skuif hier en daar. Dis hoe ek begin rook het. Ek weet, want dis hoe ek begin rook het. My ma en my pa het die eentjies klaar gerook, en dis die helfte van die eentjie, en begin steel ek die eentjie toppies. Want ek wil ook voel, hoe voel ma en pa as hulle die goede doen? Patrone word opgetel deur die dinge wat ons as ouers doen. Dan wil ons sê, ons kinders wil nie hoor nie. Ons kinders is hardkoppig. Ons kinders is stram. Ons kinders het nie maniere nie. Maar dit begin by ons as ouers. Dit begin uit ons as ouers, waar ons nie ons kinders reg kan wys nie. Om 'n kind groot te maak is 'n werk. En as 'n kind nie reg groot gemaak is nie, dan word ons veroordeel
deur die werk wat ons gedoen het. Daai kind se lewe kom nie reg nie. Maar daar kom 'n tyd waar 'n ouer gaan sê, ek gee jou oor in die hande van die duiwel, want jy wil mos nie hoor nie. En mense gaan dink ek is crash, maar die woord sê ek wat so sê nie, die woord sê, wanneer 'n kind of 'n groot mens nie wil luister na die sonde wat hulle aanvang en bely teenoor dit nie, dan moet ons julle oorgee aan die hande van die duiwel, want die vyand het gekom om te verwoes. My God. Nou as 'n ma of 'n pa om kind of haar kind oorgee aan die hande van die duiwel, dan sê dit vir my, die Here is in hierdie saak, want die Here se woord praat van dit. Gaan kyk in die boeke van Korintiërs, as julle my nie glo nie. 'n Kind of 'n ouer wat nie bereid is om te bely vir ons sonde nie, word oorgegee in die hande van die duiwel. Maar hierdie woord is 'n ander woord wat baie mense nie van hou nie. En baie keer dan struikel ek met die Here om te kan sê, maar Here, ek kan nie sulke goed bedien vir mense nie. Maar ongelukkig, as ons nie gaan aanhou en ophou luister na wat die woord sê nie. Ons wil nie luister nie. Ons hou nie op om nie te luister nie. Aanhou en aanhou praat ons se ma en pa van, jy gaan seer kry as jy nie hoor nie. Gaan steel nog, jy gaan sien wat met jou gaan gebeur. Nou hierdie woord sê, hemel en aarde sal vergaan. As jy meer plek vir die hemel en die aarde nie. Nou almal wat dood is, sal voor God kom. Almal wat al reeds dood is, sal voor God kom. Hulle is dood, maar hulle moet nog veroordeel word. Ons is nog hierso, ons gaan nog veroordeel word. Nou hulle kan niks meer doen aan hulle saak nie, want hulle saak is klaar afgehandel. Maar my saak kan ek nog iets aan doen. My saak kan ek nog aan werk. Want soos ons hier so staan en luister, word dit opgeskryf. Want die dag wanneer ek my oë toemaak, dan sluit die boek van my lewe ook. Want die woord sê uitdruklik, ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen. Dis vermenigvuldig, boeke is veropen. Nou wat het vir my sê is, elkeen het 'n lewensboek. Maar daar's 'n groot boek. Elkeen het 'n lewensboek wat sy verhaal sê. Wat jy gedoen het op hierdie aarde, terwyl ons nog gelewe het. Elkeen het 'n genade kans om te doen soos wat die Here verwag ons moet doen. Nou wanneer ek rook, en ek rook in oorvloed, en ek sondig teen die tempel van God, en wanneer ek drink, en ek drink in oorvloed, en ek sondig teen die tempel van God, en wanneer ek steel, en moord pleeg, en lieg en bedrieg, en haat teenoor medemense, en haat teenoor broer en suster, dan word dit opgeskryf in ons lewensverhaal.
My storie is net so lank. Maar as my naam nie in die boek van die lewe is nie, dan beteken my storie absoluut niks. Ek kan vir almal die buite kan breek hoe goed ek vir die mense in my gemeente was. Hoeveel geld ek spandeer het op mense se vooruitgang. Hoe goed ek die paaie gemaak het, hoeveel werk ek vir mense gekry het. Maar as my naam nie in die boek van die lewe is nie, dan beteken my werk niks. Want nou werk ek vir mense, ek werk nie vir God nie. Ek werk om mense tevrede te stel, maar God kyk af met my groewe. God kyk in vroons agter en vra, wie is die kind wat dink hy doen werk vir my? God kyk af na my toe en dink, wat se nonsens praat die klong hierso? Want niks wat ons praat maak sin uit die woord van God nie. En die dode is geoordeel na wat in die boek geskryf is, volgens hulle werke. Nou die wat al reeds gesterwe het, die wat die oseaan opgeëet het, die wat al reeds in die hel is, sal geoordeel word volgens wat hulle gedoen het. Nou die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Nou jou ma, jou pa, jou oom en jou auntie wat al reeds dood is, hulle tyd kom nog om veroordeel te word. Maar hier staan ons en ons wag. Vir wat? Ons wag vir die koms van die Here. Maar wat gaan gebeur wanneer God nou hierso aankom? En die wat syne is kom haal hy. En die res bly agter. Wat gaan gebeur met hulle? En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Nou die wat al reeds gesterwe het, gaan veroordeel word. En as die Here vind dat hulle nie goed genoeg is om in die koninkryk van God te kom nie, dan gaan hulle na 'n plek toe wat erger as die hel is. Nou as ek my indink wanneer ek my hand op 'n warm stoof sit en hy skroei, dan skree ek van pyn. En die pyn is net tydelik. Maar die poel van vuur is vir ewig en vir altyd. Daar is nie ophou aan die seer wat gaan gebeur met die een wat in die poel van die vuur gegooi word nie. Daar is nie ophou aan die pyn en die lyding wat hier ons sal gaan. Wanneer ons in die poel van die vuur gewerk word nie. Nou mense sê Oudtshoorn, Namakwaland, Appington, as jy nie van die plek is nie, en jy gaan kuier daar,
dan kom vind jy sal nooit weer soontoe wil gaan nie. Hoe voel die mense elke dag? Hoe gaan dit wees elke dag vir ewigheid om gebrand te word as gevolg van ongehoorsaamheid? Hoe gaan dit voel om elke sekonde van die res van ewigheid, nie van jou lewe nie, die res van ewigheid gebrand te word as gevolg van ongehoorsaamheid? En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van die vuur gewerp. Die dinge wat ons doen, veroorsaak waar ons opeindig. Die dinge wat ons aanvang, veroorsaak waar ons opeindig. As jy nie gaan studeer op die skool of universiteit nie, gaan jy nie slaag nie. As jy nie opstaan in die oggend en gaan soek vir werk, gaan jy nie alloon verdien op die einde van die maand, week of fortnight nie. Maar dan wil ons sê, die Here seën my. Dan wil ons sê, die Here het deurgekom, apostel. Maar dan word ons vervloes. Deur 'n tydelike voorsiening. En nie 'n seën nie. En ek kan nou vir jou R1000 gee. Dan sê jy, dis 'n blessing van God af. R1000 gaan nie eens 'n trolley vol maak by Shoprite, Pick n Pay of Checkers nie. So hoe kan jy dan dink, dis 'n blessing van God af, as jou koskas nog eens vol kan kom, met dit wat ek as mens vir jou gee nie? Ek gaan dit weer herhaal. Die dinge wat ons doen, veroorsaak waar ons sal opeindig. Dit gaan my nie baat, ek preek my blou oor God wat ons lief het, God wat voorsien, God wat gaan uitsort, God wat gaan deurkom. Maar ek praat nie die waarheid van die woord van God wat sê, as jy jou nie bekeer, bely en laat staan die dinge wat ons doen nie, dan gaan ons ongelukkig op 'n plek opeindig waar niemand wil wees nie. Sy lekker om warm te kry nie. Soos ek hier staan, skroei ek die binnekant. Nou ek kan my net indink, as die son 10 moet gebakke diep op my kop, hoe te meer sou ek geskroei het die binnekant nie. En moenie dink, dat wanneer daar in die poel van die vuur gegooi word, dan kan jy krap, hier so en krap daar nie. Jou liggaam het al reeds die aarde verlaat, want hy is onder die aarde. So jou gees gaan omgekrap wees, as aan die vatplek is, om iets af te koel nie. Moses het gekom en gesê, wat hy moes gesê het. Die profete het gekom en gesê, wat hulle moes gesê het. Die apostels het gekom en gesê, wat hulle moes gesê het. Die evangeliste, die pastore, die diakens, die ouderlinge het gekom en gesê, wat hulle moes gesê het. Maar toch is daar geen gehoor aan die woord van
God wat sê, bely en laat staan en bekeer jou tot die Here Jesus nie. Het gaan my nie baat. Ek doen alles wat reg is in die oë van die gemeente en alles wat verkeerd is in die oë van God nie. Ons is hier vir een doel op hierdie aarde. Net een doel. Om God te eer, te prys, te aanbid, te loof. Want hy het ons hier waar ons is. Maar dis as gevolg van die dinge wat ons doen, wat ons bly sit in die omstandighede waarin ons is. Ongehoorsaamheid anker jy kan pak. Daar is 'n skrif in die woord wat sê gehoorsaamheid is beter as offerande. Wanneer jy luister na die woord van God, dan maak dit nie saak hoeveel geld jy gooi in mense of in kerke nie. Want geld is 'n god op sy eie. En die woord leer my uitdruklik, jy kan nie God en jy kan nie mammon dien nie. Want een gaan skade kry. En wanneer ons geld verkies bo oor die Here, ongelukkig is geld se broeiplek die hel. Is niks fout om klomp geld te hê nie. Dit is groot fout as jou broer swaar kry, jou buurman swaar kry, jou suster swaar kry, jou gemeente swaar kry. God bless ons met klomp geld, maar wat doen ons daarmee? Ons gaan veroordeel word volgens ons werke wat ons doen. God bless ons met baie, maar werk ons met dit. Het baat my niks om 'n kerk vol geld te hê nie. Maar die gemeentelede het nie kos op hulle tafels nie. Dit baat my niks om 'n bankrekening vol geld te hê nie. Maar my broer of suster het niks. Ons gaan veroordeel word volgens die dinge wat ons aanvang. So familie, is twee dinge wat ek wil los. Is twee dinge maak ek klaar. Jesus sterwe vir my sonde. Een en elkeen se sonde wat my stem kan hoor. Vir een en elkeen se sonde wat op hierdie aarde is, sterwe Jesus. Ek, Evangelis Leroy Miller, kan nie sterwe en iemand se sondes wegvat nie. Maar as ek elke keer gaan aanhou doen wat Jesus voor gesterwe het, dan beteken dit ek plaas hom weer op die kruis. Want toe die vrou betrap was in oorspel,
Toe sê Jesus vir haar, gaan en sondig nie weer nie. So wanneer ons kom na Jesus toe, sondag gaan ons bly sondag, maar ons as mens moet probeer om te verander. Ons moet kan laat staan die dinge wat ons in die wêreld gehou het. Want ons is in hierdie wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ek is in George. Ek is van George. Kom van baie ver af. My pa sit in die hemel in. Baie mense, die weet nie wat ek bedoel. Sê klaar. Is baie mense wat glo in God. Maar is ons gehoorsaamig aan God? Want almal glo in God. Maar luister ons aan die Here. Wil hy uitnodiging maak? As daar mense is wat voel, hulle het genoeg gehad van die verkeerde dinge in hulle lewe. As daar mense voel, genoeg is genoeg. 'n verandering wil ek maak in my lewe. As daar mense voel, hulle het die Here nodig. Kom nou. Tyd raak baie min. Want hierdie verhaal wat hier so plaasvind, word opgeteken in my boek. En een en elkeen se boek wat my stem kan hoor. So ons kan nie sê, wanneer ons voor die Here kom, ek het nie geweet nie. Ons kan nie sê, was die daar gewees nie. Ons kan nie sê, ek weet van niks af. Dan hierdie wat ons hier so doen, is 'n werk. Om niks te doen, is iets. En jy doen iets. Niks is iets. Soos dat enige een voel, genoeg is genoeg. Feeste wie buitekant. En ek kan julle beloof, iemand eer ons, gaan ons van hoor. Daarin is die medane. Voor die jaar verby is, ek spreek dit uit oor niemand se lewe nie, maar dit is 'n werklikheid. Die paaie is rof hier buitekant. Die wêreld is boos hier buitekant. Mense steek jou dood oor 'n simkaart deesdae, oor 'n chocolate, oor 'n R5 word mense doodgesteek. Maar ek sal eerder doodgesteek word, geskiet word, omgery word, wetend dat ek die Here in my lewe het. Soos daar iemand is, maak haas om nou God te ontmoet. Tyd raak min. Tyd raak min. En die Here God seën.